Nou, julle, ek weet nie of jy weet nie, maar Dinsdag is dit back to school. Hey? Ek hoor dat begin die mamas en papas hande klap haar agter. Nee, daar sê. Maar kyk, ek seker die van julle wat nou wel ouers is en wat nie ouers is nie, is almal so opgewonde om in die verkeer vas te sit. Want dit was lekker om te ry, né? Die afgelope 3 weke, dit is soos, salig. Ek ry rustig, die musiek speel, ek hoef nie te bekommerd te wees. Die kinders sê vir my vandag, "Papa, hoekom ry jy nie daar deur sonstraal so om nie?" Dis want ek hoef nie. So maklik soos dit. Dis lekker rustig om te ry in die oggende. Maar ek sien verskriklik uit na die 3de kwartaal. Ek hoop jy doen ook. En ons gebed as 'n gemeente is dat jy absolute geseënde een sal hê, want oor 2 weke, ek het nou skuis vir volgende week gesê vir 1 of 2 mense, maar ek weet dis Dominee Chris se Emeritusfees volgende week. Oor 2 weke begin ons met die name van God en ek's regtig opgewonde oor wat ons uit die woord uit gaan leer in hierdie reeks, veral uit die Ou Testament uit, vir alles wat kom by God se verskillende name. Maar wat 'n mens ook besef is, ek weet nie of jy so daaraan gedink het nie. Ons is die 2de Julie verby die helfte van die jaar. Hey, there we go, Jan. En dit beteken, die tyd is regtig besig om vinnig uit te loop op hierdie jaar. En dalk is jy een van daardie mense wat in die begin van die jaar in my preek toe ek gesels het oor nuwejaarsvoornemens, dat jy daar was, as jy nie was, jy gaan kyk het gerus. Maar jy het dalk verwagtinge vir 2026 gehad. Jy het dalk groot planne vir jouself gehad. Jy het dalk gebid en dis wat jy moet doen. Ons moet bid oor sekere goeders. Dalk het jy doelwitte vir jouself kom stel, of dalk is jy die ou wat gesê het, hierdie jaar, 2026, dis my jaar hierdie. Hè? Dalk is dit is dalk wat binne in jou hart was, toe ons hierdie jaar aangevat het. En toe gebeur die lewe. Né? Nou ek weet nie wat daai lewe vir jou is nie. Sien, dalk het jy hierdie jaar ongelukkig 'n geliefde of 'n geliefde verloor. Dalk het jy jou werk verloor. Dalk het jy bekommernisse oor jou kinders of karre of dinge wat elke dag gebeur wat jy nie op beplan het nie. En daai vraag lyk vanoggend vir elkeen van julle verskillend as ek om hierdie kamer sou beweeg en vir jou vra, wat is daardie ding wat ons dan nou die lewe gebeur? En dan boonop dit natuurlik is dit koud buite. Dis koud buite, ons het 'n koue winter, ons het daai lekker groot storm gehad, die hele Weskaap het oorstroom, maar dan het ons nie reg baie reën na die tyd gehad nie, as jy mooi daaraan dink nie, hè. So ons het koue, dis reën, ons het planne, ons het al hierdie dinge vir onsself gehad, dan kyk jy na die tuin, julle. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek weet die winter is veronderstel om als te vrek. Maar ek het verlede maandag op my knieë gesit en daar het nie goed gevrek by my hart nie. Daar's goedjies wat opgekom het en ek moes hulle uit begin trek, maar wat dit vir my sê is, die winter, vriende, is nie en vertel nie die hele storie nie. Want sien, onder die grond, vriende, as jy hou van tuin maak, dan weet jy, daar is saad besig om dinge te doen, hulle groei lekker rond, jy sien het soos ek nou gesê het, hulle kom op in ons driveways en waar ook al jy kyk in jou tuin, hulle is besig om te beweeg, en dit eindig nie daar nie, om hulle self voor te berei vir die lengte wat kom. En dalk is dit waar jy vanoggend jouself vind. Dalk vind jy jouself in daardie posisie waar jy dink jy's in 'n winter. Dalk het jy begin bid hierdie jaar vir herstel van 'n verhouding of genesing van iets, 'n siekte wat jy het, of jou kinders wat hier 'n moeilike tyd gaan. Dalk is dit vir jou werk. Dalk is dit soos wat jy hier vandag sit vir jou huwelik. Johan, ek sien ons het nie daai ding opgesit vir die 2 Augustus nie. As jy daarmee sukkel vir botter en wors, nou doen ek bemarking, sorry. Right. Vir botter en wors begin weer die 2 Augustus. Jy is welkom om na kerk vir ons daar weer te sien. Is 'n 9 weke kursus as jy dit saam met ons wil doen. Maar dalk is dit waar jy is. En soos wat jy vanoggend hierso sit, het jy nog die uitsluitsel gekry oor daardie ding waaroor jy gebid het nie. En ek wil nie vanoggend hier staan en vir jou 'n goedkoop optimisme kom gee nie. Want die prys was duur, vriende. Ons gaan nou daaroor gesels. Maar ek wil nie hier staan en vir jou sê, ag, alles gaan net fantasties wees nie. Alles gaan net mooi loop in jou lewe nie, want die woord van God doen dit nie en ek gaan vir jou wys. In Spreuke 13 vers 12 staan in die 2020 vertaling die volgende, dit sê 'n onvervulde hoop. In die 53 praat dit van 'n uitgestelde hoop. So ons het 'n onvervulde hoop maak die hart siek. Dis wat die woord sê, maar 'n vervulde wens is 'n boom van lewe. Luister wat sê die 83 vertaling, sê verwagting wat nie uitgekom het nie, maak 'n mens mismoedig. So dis ons, is dit nie? Okay, julle is perfek, weer eens. Right? Maar partykeer voel ek so, jy hoop vir hierdie ding om uit te werk, en dan kom dit nie onmiddellik nie, en dan voel jy mismoedig. 'n Begeerte wat vervul word, bring nuwe lewe. Nou daardie woord uitgestel, vriende, in die Hebreëse en die Ou Testament is meshach,
En wat dit basies beteken is, die prentjie wat daar geskep word met hierdie woord is dat dit soos 'n tou is, as ek dit nou hier vir Brian gee, en ons trek hierdie tou, is dit letterlik asof daai tou gaan begin uitmekaar uitbreek, en hy hou net aan 'n stukkie draadjie vas. Dis wat 'n uitgestelde hoop hier beteken. En dalk is dit jy vanoggend, dalk voel jy soos hierdie mannetjie. Reg? Ken julle hierdie mannetjies? Hulle kan breek en dan is daar sand oral in die huis, né? Maar dalk voel jy soos hierdie mannetjie, asof die lewe jou besig is om uitmekaar uit te strek en jy's op die punt waar jy voel asof jy 'n breekpunt gaan bereik. Maar dan wil ek jou vanoggend kom bemoedig. Ek wil vir jou sê, weet jy wat? Jy's nie geloofloos nie. Dalk dink jy partykeer jy is. Dalk is jy vanoggend soos wat jy hierso sit, net moeg. Net moeg in ons 6 maande in die jaar in. Maar ek wil ook vir jou kom bemoedig om te sê, baie keer dink jy het ophou glo, maar jy dalk nie ophou glo nie, vriende, dalk wag jy net al vir 'n lang rukkie vir 'n uitkoms. En die uitkoms het nog nie gekom nie. En dan wil ek ook vir jou kom sê, die Here oordeel jou nie vanoggend nie. Ek weet hy oordeel jou nie vanoggend nie, want sy woord sê vir ons, hy wil vir my en vir jou 'n uitkoms kom gee. Want ons baie gelowiges, vriende, as jy die woord van God gaan lees, baie gelowiges oor die afgelope paar 100.000 jaar moes wag. So wat wag vir my kom sê is, vriende, wag is nie die teenoorgestelde van geloof nie. Al dink ek dit partykeer, wat dit wel vir my sê is, wag is dalk 'n geleentheid, ons het al vir mekaar gesê, waar geloof geleer word. En ek wil hê jy moet dit in jou gedagtes hou vanoggend, vriende, want Spreuke, soos wat Salomo dit daar vir ons kom gee in Spreuke 13 vers 12, Spreuke is wat ons sou noem in die teologiese wêreld, is wysheidsliteratuur, of dan nou konvensionele wysheid. Wat beteken konvensionele wysheid? Al wat dit bedoel is, Salomo is besig om vir sy seun te skryf hier, en hy sê vir hom, hoorie, goed soos, as jy hard werk, gaan jy die vrug daarvan pluk. Verstaan jy dit? Dis ek bedoel, dis alledaagse goeders wat gebeur. Wat ek en jy vir ons kinders leer, as jy hard gaan werk, gaan jy dit uithoor. Plig kom voor plesier. Klaar en verby. Dis wat gebeur. So Spreuke sê vir mense hoe God die wêreld regeer. Maar dit gee nie vir ons 'n waarborg dat my en jou verlange of die wens wat in my hart is eintlik gaan waar word nie. Dis nie wat Spreuke is nie. Spreuke is nie 'n belofte van God nie. En daarom wil ek hê jy moet verstaan, as ek en jy vandag hierso is dat my en jou hoop nie gebaseer is op die uitkomste van die wêreld waarin ek en jy deel is nie. Maar eerder, vriende, vanoggend as ek en jy hier is, wil ek vir jou kom wys dat my en jou hoop nie op 'n wat is nie, maar eerder op 'n wie. My en jou hoop, vriende, rus op 'n wie, op 'n iemand. En ek wil dit so vir jou kom verduidelik, want sien, baie keer as ek met mense werk, sal hulle vir my sê, maar Kenneth, ek is hopeloos, ek weet nie wat om te doen nie. En dan voel jy het nie geloof nie. Maar ek wil die voorbeeld gebruik, wat ek net ook vir ander hulle aanlyn gebruik het, was hierdie enetjie. Wie van julle, wees nou eerlik, het al julle karsleutels verloor? Okay? So daar is 'n paar van julle. En jy gaan mos nou deur verskillende situasies van rou. Nee, dit was nie ek nie. Kan mos nou nie ek gewees het wat dit misplaas. Nee, ek onthou jy het dit laaste gehad, né? So nou begin ons met die blame game. Al was jy die enigste persoon om te ry. Right? So en nou gaan jy na, okay, maar nou vind ek dit regtig nie, so nou raak my vind paniek. En nou begin ek deur die hele huis skarrel. Nou dink ek, okay, wag, ek was in die braaikamer, nou gaan soek ek gou agter die bank daar, en dan, nee, ek het die melk uit die yskas uitgehaal, so ek gaan kry mos nou my sleutels in die melk. Right, wat hier so hang, kyk net waar is daai vrou se sleutels. Sorry. Dis nie dat 'n vrou is nie, né? Okay. Self net uit daai ene uithaal, né? Jan Harman, is nou nie moeilikheid. Right? Maar hier is die ding, vriende. Toe jy jou sleutels verloor het, as jy al ooit daardeur gegaan het, was daar nooit in daai hele tydperk wat jy gesoek het vir jou sleutels 'n bekommernis in jou hart of 'n twyfel dat die kar se sleutel eintlik bestaan nie, reg? Jy weet die sleutels bestaan, jy weet dit gaan of jou kar oopsluit of jou huis oopsluit. So die probleem is nie dat jy verdink dit bestaan nie, die probleem is dat jy dit net misplaas het. En wat baie keer in ons lewens gebeur, vriende, as ek na Christene van vandag kyk, en is nie 'n veralgemening nie, maar dalk kan jy daarmee resoneer, is dat ons is presies dieselfde. Ons kom met hierdie gedagte dat ek my geloof verloor het, maar eintlik wil ek jou vandag kom wys, dalk het jy net jou geloof nie verloor nie, jy het dit dalk net kom misplaas.
Dalk het jy jou geloof en jou hoop kom plaas in jou bankrekening of in jou gesondheid of in die ekonomie. Sê nou maar jy wil kleer dit in jou kinders, in jou loopbaan of dalk in jou verhouding en sodra een van hierdie goedjies hierso begin wankel, dan glo jy my hoop wankel. My geloof wankel. En daarom wil ek vir jou vanoggend kom bemoedig vriende om vir jou te kom sê ek en jy kort nie 'n nuwe hoop nie. Daar is klaar vir my en jou hoop. Ons het niks meer nodig as om ons oë vanoggend weer op die regte tipe hoop te kom fokus. So, ek hoop jy's reg vir my. Ek wil vanoggend vir jou kom 3 waarhede gee wat vir my en vir jou wys dat Christelike hoop nie net 'n optimisme oor môre is nie, maar dat dit wel die volgende is vriende, dis 'n vertroue in Jesus vandag. Amen. Vriende, want hier is die ding, as ek en jy in Jesus kan vertrou, dan gaan môre goed lyk vir ons. Ons gaan nie bekommer daaroor nie, natuurlik, daar's 'n menslike deel daarvan. Ek wil nie dit wegvat nie, maar my oë gaan op die regte hoop wees, en nie op veranderlikes nie. So, vriende, voordat ons dit doen, ons glo die woord van God is die fondasie waarop ons gebou is, en as jy dieselfde voel, wil ek jou graag uitnooi, staan saam met my op, en dan hou jy jou Bybel lekker omhoog. Ons glo hierdie woord is die woorde van God en daarom wil ons die volgende sê. Kom ons sê dit saam. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. En ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek en met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Vriende, jy kan blaai saam met my in die woord van God na 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 en terwyl jy dit doen, wil ek graag vir die mense wat aanlyn is aangeskakel is, vir julle ook baie welkom sê. Dis vir ons altyd lekker. Ek hoor nou, ons het iemand van, is dit KwaZulu-Natal? Toe ek nou gestap het, Johan, wat ook hier vandag, waar is jy? Daar agter, baie welkom. Dis ongelooflik lekker om jou ook hier te hê. Seën vir jou. Dis lekker dat jy kom kuier het. En dis wat ons sê, as jy in die omtrek is, kom kuier asseblief vir ons. Dis vir ons lekker om saam met jou in jou huis ook vanoggend te kan wees. Nou vriende, kom ons lees uit die woord van God. Ons het 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwerklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Vers 6 sê, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie beproef of bedroef wil gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. Ons gaan verder sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Nou vers 8, hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid, wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Nou vriende, ons het vir Petrus hierso waar hy skryf vir, in die Engelse woord is so pragtig, is die diaspora, né? Dus hierdie klomp gemeentes in die noordelike deel van Asia Minor, bokant van Turkye, en hy is besig om vir al daardie gemeentes te skryf. En wat ek nou wil kom doen is dat ek wil die teks gebruik en ek wil vir jou daardie 3 waarhede waar ek gepraat het nou net kom gee wat vir my en vir jou wys dat 'n Christelike hoop nie net optimisme is oor môre nie, maar wel 'n vertroue in Jesus vandag. So, almal is reg? Sê net Alright, jy het jou skryfdingetjie, jy is welkom soos wat Chris vroeg gesê het om op die Bible app op YouVersion ook op te gaan. Die hele raamwerk is daar en jy kan jou notas maak. So kom ons gaan. Waarheid nommer 1 vriende is die volgende: hoop het 'n naam. Hoop het 'n naam. Dit gaan is lekker. Ek raak opgewonde, maar ek gaan myself probeer bedaar. Vriende, ons het nou net gelees, in 1 Petrus 1 vers 3 staan daar, ek en jy het 'n hoop en sy naam is wat? Sy naam is Jesus Christus, vriende. So wat ek en jy vir mekaar kan sê is, behalwe dat hy 'n lewende hoop is dat ek moet weet, my hoop is nie 'n gevoel wat ek het nie, vriende. Dis nie optimisme soos wat ek nou net gesê het nie. Dis nie, in die Engelse woord is, it's not just wishful thinking nie. Dit is nie wat ek en jy het nie, vriende. Ons hoop het 'n naam, amen.
En vriende, dis hoe crazy dit is. Ons hoop het 'n naam, want toe Josef vir die engel verskyn het, het hy vir hom gesê, sy sal 'n seun. Is Josef die regte een? Hè? Is Josef die regte een? Maria se man? O, ek vra net. Toe die engel aan Josef verskyn het en sê, sy sal 'n seun in die wêreld bring. Luister mooi. Hy het nie gesê, sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy kan hom enigiets noem wat jy wil nie. Sy het wat gesê? En jy moet hom Jesus noem. Want wat het Jesus gekom om te doen? Kom ons sien, Jesus gaan hulle van hulle sondes verlos. So vriende, hy het nie net gesê, noem hom wat jy wil nie, hy het gesê, jy moet hom Jesus noem. En daarom vriende, het my en jou hoop 'n naam. En ek wens ek het die tyd gehad, ons moet dalk in ons podcast in die toekoms doen. Ek wens ek het vir jou tyd gehad om vir jou te gaan wys, gaan doen 'n selfstudie om te kyk waar daardie naam vandaan kom. Want jy sal sien, Moses het vir Hosea 'n naam gegee. Wat was daardie naam? Weet iemand? Joshua. Joshua was Jehoshua in die Hebreëus wat éventueel in Grieks Yeshua geword het, wat éventueel in my en jou taal vandag Jesus geword het. En wat beteken Jesus vir my en vir jou in Afrikaans vandag? Die Here red. Die Here red. Vriende, ons hoop het 'n naam. God self het gesê wat sy naam moet wees en dit beteken die Here red. Die hele naam van Jesus, vriende, is die evangelie. Dis daar vasgevang, sy naam is die evangelie. So God het nie 'n plan gestuur nie, hy het nie 'n profeet gestuur nie, hy het self in lewende vorm deur sy seun op die aarde kom stap, vir my en vir jou op 'n kruis gesterf. En daarom vriende, is ons hoop nie in hierdie onwankelbare wêreld van ons gegrond nie, dis in 'n hoop wat lewe gevestig. En kom ek wys vir jou wat se tipe hoop het ek en jy. Kom ek wys gou vir jou. Paulus sê daar in 1 Timoteus 1, hy is wat se soort hoop? Is 'n persoonlike hoop. Dis 'n ons hoop. 'n Persoonlike soort hoop. En Titus lees ons verder terwyl ons uitsien na die wat se soort hoop? 'n salige hoop. Hy's ons hoop. Hy's 'n salige hoop. En dan het ons nou net gelees in vers 3 in 1 Petrus 1, hy's ook ons laaste 2 woorde. Hy's ook ons lewende hoop. So ek hoop jy sien die progressie hierso. Hy's ons hoop, hy's 'n salige hoop, maar hy's ook 'n lewende hoop. So daarom moet jy nou besef, dis nie 'n wat nie. Hierdie is 'n absolute wie. Dis 'n wie, vriende. En dan kom sê hierdie mooi stukkie, hy sê, hy ons die nuwe lewe geskenk het deur die opstanding van Jesus. So wat het Jesus gedoen? Hy het opgestaan. En vriende, ons raak baie keer, dan moet besef ons hoop lewe, hoekom? Omdat my en jou verlosser lewe. En hoe weet ek die verlosser lewe? Wat ek en jy het nie 'n ydelle geloof nie. Ons het nie daai ligkasteeltjies geloof nie. Of wat gebou is op 'n ligkasteeltjie nie. Ek weet Jesus leef. Hoekom? Want die graf is leeg. Die graf is leeg, vriende. En omdat die graf leeg is, wil soveel mense 'n stukkie van Jesus hê. As jy 'n stukkie van Jesus wil hê as 'n sondaar, is ek dankbaar. Ek wil sê, go for it. Go for it. Maar almal soek 'n stukkie van Jesus. Kyk na Islam. Ek wens ons het tyd hiervoor gehad. Islam glo hy was sondeloos. As jy na die suras gaan lees en as jy gaan kyk na die Koran, hulle sê self, hy's uit 'n maagd gebore. Hulle glo hy's 'n profeet wat wonderwerke kon gedoen het. Hy het ook gesê, of die Koran sê, hy gaan terugkom en oordeel, maar hulle glo natuurlik nie, hy is die seun van God nie, en hy is ook nie self God nie. En gaan lees op hoekom hulle dit dink. Sê hulle dieselfde oor Mohammed? Sê hulle al hierdie pragtige goedjies oor Mohammed? Nee. Hindoeïsme wat ouer is, sê hy was 'n verligte leermeester, hy's 'n guru, 'n groot onderwyser, hy's 'n sadhu wat 'n geëerde heilige is, of althans hy's 'n avatar. Dis wat hulle glo. Hy's 'n goddelike inkarnasie. Hy's net nog 'n God. Hoekom net nog 'n God? Want Hindoeïsme het honderde gode. Ek weet nie hoeveel nie. Gaan kyk vir my. Boeddhiste sê hy's 'n heilige man, hy's 'n wyse onderwyser. Nou die vraag is daar enige ander geloof wat 'n leermeester het wat al die ander gelowe wil deel maak van hulle lering? Nee. Dis slegs Jesus. Almal soek 'n stukkie van Jesus. Hulle sê hy's nie wie hy is nie, maar jy het hom wel binne in jou geloof en jy erken hom as die seun van God. En daarom wil ek vir jou sê, vriende, ons hoop het 'n naam. Ons hoop het 'n naam en vandag praat die hele wêreld nog steeds van hom.
Dis my ongelooflik, tot as ateïste vandag wat is 'n debat? 'n Debat, baie dankie, wat tot in 'n debat sit, saam met die grootste skoolier in die wêreld erken dat daar 'n man met die naam Jesus geleef het. Ons kan dit nie wegpraat nie, vriende. En daarom wil ek hê, soos wat jy hier sit, moet jy onthou dat ek en jy nie 'n valse geloof het nie. En as jy so voel, dan moet jy na die tyd met een van ons kan praat. Omdat jy nie 'n valse geloof het nie, vriende, kan ek en jy vertroue hê in die feit dat elke liewe belofte wat God in sy woord vir my en vir jou gee, is die waarheid. Ons hoop, vriende, is nie gerus, en dit rus nie op hoe sterk ek en jy is nie, maar dat Jesus histories opgestaan het. Dis waarop ons hoop lê. Ons hoop lê nie op al hierdie onwankelbare dinge of wankelrige dinge, as jy dit nou so wil stel, wat elke dag in my en jou lewe is nie. En dan kom Paulus en hy sê die pragtige ding, hy sê daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Ons het dit nou net gesing, hy is die naam, né? Hy het vir hom dit kom gee. Hy is die naam bo elke naam, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken. So elke tong, elke knie, elke mag, elke gesag sal voor die koning kom buig, vriende. Is dit nie ongelooflik nie? En dan kry ons hierdie pragtige, ek het dit gister in my kort boodskapie vir jou gestuur, hierdie pragtige idee waar die Hebreërs skrywer vir ons kom praat oor 'n anker. En net vinnig om die tafel mee te dek, die anker in die tyd waar hierdie brief geskryf het, was 'n teken van hoop vir die mense. 'n Teken van hoop, en vriende, dit is vir my en vir jou dieselfde as jou op 'n skip is, en dit is 'n groot storm, wat doen hulle? Hulle laat sak die anker, of hulle gooi hom oorboord, en ek gaan nou nie in die wetenskap kom nie, al moet 'n sekere lengte van die ding wees, en voordat hy lekker kan vassit, gaan lees daaroor asseblief. Maar wat hulle gedoen het, was dat hulle anker laat sak. En kyk gou baie mooi, wat kom sê die Hebreërs skrywer? Hy sê, hierdie hoop, my en jou hoop, besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker, wat agter waar is. Agter die voorhangsel vas is. Die voorhangsel natuurlik terug waar 'n verwysing na die tempel toe. Daar het Jesus ons voorloper te wille van ons ingegaan. Nou die van julle wat 'n bietjie van skepe weet, die voorloper is daai klein skipie, the forerunner. En hy vat die tou en hy gaan eers in die hawe in, hy gaan maak hom vas in die hawe muur, want die water natuurlik is besig om die boot oral heen te vat en dan kan hy makliker binne in die hawe inkom. Dis die skets of die idee wat die skrywer hier vir my en vir jou gee. En hy is vir ons die ewige hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Dis my so wow toe ek hierdie doen, vriende. Dis ongelooflik om te dink dat ek en jy as 'n Christen, ons lewensanker gaan nie afwaarts nie. Dit gaan nie af in die wêreld in en gaan hak aan goeters hier wat elke dag verander vas nie. Wat die skrywer hier vir my en vir jou sê, as jy bietjie saam met my sal gaan en hoe hy skryf is, my en jou lewensanker is aan die voorhangsel vasgemaak. Dis ongelooflik om te dink, vriende. Ons hoop is in daardie persoon wat opgegaan het in die hemel in. En daarom gaan dit deur die wolke, dit gaan hak letterlik aan hom vas, sê die skrywer. Wat Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister, vandag dieselfde, tot in die ewigheid. Is dit nie die soort anker wat jy wil hê nie? Soos wat jy volgende hierso sit, want dalk gaan die lewe jou bootjie bietjie skud. Dalk gaan hy. Maar dit gaan nooit die troon van God skud nie. En nou sit jy dalk hierso en jy gaan, wow, Kenneth, punt 1, is 'n goeie een, is baie. Wat nou? Wel, dan wil ek vir jou vanoggend vra, waar is jou hoop vandag? Soos wat jy hier sit, waar is jou hoop? 6 maande in die jaar in. Is dit dalk in 'n doktersverslag, 'n bankstaat of jou pensioen of jou kinders, en net 'n disclaimer, dis nie verkeerd dat dit daar is nie, maar al daardie dinge wat ons daar sien, verander. Dis veranderlik is. Of, vriende, is jy in 'n posisie waar jy sê, hope doesn't live or die on the outcome, maar wat vas is, dieselfde is, tot in die eindtyd. Is dit waar ons eerder ons hoop vandag moet sit. Soos wat jy hierdie week ingaan, vriende, wil ek hê, jy moenie kom dink aan, wat gaan hierdie week gebeur nie. Natuurlik, daar's beplanning. Maar ek wil hê dit moet jou bekommer nie. Ek wil eerder vir jy moet vra, wie gaan saam met my hierdie week? Wie gaan my anker wees hierdie week? Want vriende, hoop het 'n naam. En Christelike hoop is nie net optimisme oor môre nie. Dit is vertroue in Jesus vandag. Amen. Waarheid nommer 2. Waarheid nommer 2 wat ons hier sien, vriende, is hoop het 'n volmaakte tyd.
Hoop het nie net 'n naam nie, dit het ook 'n volmaakte tyd. So die natuurlike vraag wat uitvloei uit, okay, hoop het 'n naam is dan, maar kan God als doen wat jy sê, Kenneth, as hy ons hoop is? En ek dink nie dit moet die vraag wees waarmee baie van ons sukkel nie. Die vraag wat ek wel sien baie mense mee sukkel is, want ek dink soos ons hier sit, glo jy God kan doen wat hy sê hy kan doen? Daar hoor jy. Ek dink elkeen van ons het 'n getuienis van hoe die Here vir my en vir jou deurgekom het. So, dis nie die vraag wat ons moet vra nie. Hier is die vraag waarmee baie mense sukkel. Okay, Kenneth, wanneer? Wanneer gaan hy antwoord? Wanneer gaan hy vir my deurkom? Wanneer gaan hierdie seisoen waarin ek myself bevind op hierdie huidige oomblik soos wat ek hier staan, op 19 Julie 2026, wanneer gaan dit eindig? En vriende, ek kan nie vir jou nou sê nie, maar wat ek wel weet as ek na die woord van God gaan kyk is, hoop het 'n volmaakte tyd. En hierdie is die ding waarmee ek en jy sukkel. Ons sukkel om die Here se kalender te vertrou. En ek sien dit in my eie lewe. Want as ek eerlik is die wagtyd, vriende, is moeiliker as die moeilike situasie waarin ek myself bevind. Enigiemand daar? Dis vir my baie keer moeiliker. En wat nog erger is ek kan verstaan pyn, want my kop kan dit begryp. Ek kan verstaan as dinge sleg gaan of skeef loop as gevolg van sekere besluite wat ons neem. Maar stilte is vir my moeilik. En dit laat mense wonder, maar gee die Here nog om oor my? Is hy dan regtig so lief vir my soos wat hy gesê het hy is? Gaan hy regtig doen wat hy gesê het hy gaan doen? En ek wil hê jy moet die volgende vanoggend hoor, vriende. Wanneer God stil is, wanneer God in die woord stil is, het hy jou nie gelos nie. Hy's nie afwesig nie. Hy's nog steeds besig om te werk. En ek gaan vir jou wys gou vinnig. Die eerste koms van Jesus was maklik. Ons het in Genesis 3:15 gesien waar die vrou in die nageslag gesal die slang se kop vermossel. Jesaja 7, Jesaja het gesê, hy beloof dat die verlosser uit 'n maagd gebore sou word. Micha het gesê, weet jy wat, hy het voorspel Jesus se geboortedorpie. Dawid het presies geskryf hoe die lyding van my en jou hoop gaan lyk. Sagaria het voorspel dat hy in Jerusalem gaan ingaan op wat? Op 'n donkie. So daar was meer as 300 profesieë in die Ou Testament. Elkeen van hulle het waar geword. Elkeen van hulle het uitgeloop soos wat die Here gesê het gaan uitloop. En toe kom hierdie tyd, hierdie volmaakte tyd waarvan Paulus in Galasiërs 4:4 praat en hy sê, maar toe die tyd vervul is, het wat gebeur? God het sy seun uitgestuur. Nie toe Rome reg was nie, nie toe die mense reg was nie, nie toe die situasie daar volgens die menslike hart reg was nie, toe God reg was, het hy sy seun uitgestuur. En daarom, vriende, moet ek en jy kom hoop vind in die feit dat God se horlosie nie volgens my verwagtinge werk nie, want dan gaan dit 'n moeilike ding raak in my lewe, want alles gaan partykeer maar oor myself, né? Hoop wat ek en jy het, die horlosie wat die Here het, is dit loop volgens sy ewige wysheid. En ek wil vir jou kom wys, vriende, van daar was 400 jaar se stilte. Nou ek en jy kan nie sê, kan jy imagine like 400 jaar se stilte nie? Ons sal nie daar wees nie, om dit te sien nie. Maar daar was 400 jaar se stilte. Nou daai 400 jaar se stilte, the silent years, waarvan die Bybel praat is, die 400 jaar toe die laaste boek van die Ou Testament geskryf is, Maleagi, en toe Matteus geskryf is, was daar 400 jaar se stilte. Kan jy dink hoe die Israeliete in daardie tyd moes gevoel het? Weer soos toe hulle gevoel het, toe hulle uit Egipte uitgegaan het. Die hemel het stil geword. Daar was geen profeet nie, geen openbaring van God nie. Maar God was nie stil nie. Hy het stil gelyk, maar hy was nie stil nie. Weet julle wat gebeur het in daai 400 jaar? Kom ek wys gou vir julle. 250 jaar voor Christus is die Ou Testament oorgeskryf in Grieks. So dis in Grieks vertaal in daai stilte periode. Nog meer, Alexander die Grote het toe Grieks gaan versprei, so elke ryk wat hy oorgeneem het, het Grieks die taal geword. Die Romeinse ryk het in daai 400 jaar paaie gebou, vriende, luister mooi, oor 400.000 kilometer se paaie. 80.000 kilometer, eintlik 80.500 kilometer van daai paaie was plaveisel. Dis ongelooflik om te dink. Handelroetes is ontwikkel in daai 400 jaar van stilte. Wet en orde is gevestig. So vriende, ek hoop jy kan sien waarheen ek gaan. In 400 jaar van stilte was God besig om die wêreld voor te berei vir wie? Vir Jesus en sy disippels,
want sy disippels het daai Romeinse paaie gebruik om die evangelie te gaan versprei. So dit lyk asof hy stil is, maar eintlik in daai 400 jaar was hy besig om die werk in plek te sit, om die mense die taal te laat verstaan. Die Bybel is vertaal, hy's nou daar op papier. God, toe die tyd vervul is, het sy seun uitgestuur. Stilte vriende, wil ek hê, jy moet kom besef in jou lewe, al is dit moeilik, is dalk 'n tyd van voorsiening van die Here af. En nou vra jy vir my, Kenneth, wat van ons stilte? Wel, net soos wat hy besig was om wêreldgeskiedenis, vriende, in daai tyd te vorm, verander hy nie altyd eers my en jou situasie waarin ek en jy jouself bevind nie, maar wat hy wel besig is om te doen is, hy's besig om my en jou hart te vorm. Maar sy hart vir verlore mense, sy hart vir jou gaan nie verlore nie. En vriende, daarom is Jakobus so belangrik, want hy sê, die beproewing van ons geloof kweek volharding. Dalk is dit waar jy jouself vandag moet vind, dat hy eers volharding in jou eie geloof moet kweek, voordat die uitkoms kom, of soos Petrus sê, 'n beproefde geloof is kosbaarder as goud, wat getoets moet word. Dalk is dit waar jy vanoggend jouself bevind, maar ek wil vir jou kom sê, God, vriende, mors nie 'n wagtyd nie. Hy mors nie 'n wagtyd nie, en dis nie ek wat hierdie goed opmaak nie, die skrif wys vir ons wat hy gedoen het, vriende. Hy gebruik elke liewe seisoen in my en jou lewe. Kyk wat sê Romeine 8, ons ken hierdie versie, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, vriende. Hy is besig om elke liewe geleentheid te gebruik. Daai vers sê nie, maar hy gee vir my en jou alles wat ons soek nie. Hy sê nie, alles gaan altyd goed gaan nie, die woord in teenstrydig sê eintlik sonde, siekte, dood. Daai goed is nie goed nie. Maar wat hy wel vir my en vir jou kom uitwys in daardie vers is, God is soewerein. En as ek en jy sê hy is soewerein, kan hy alles gebruik. Die goed in my lewe en al die sleg in my lewe, hy kan alles gebruik om sy doel te bereik. Vriende, dis mooi. Kyk wat sê Josef in Genesis 50 vers 20. Hy sê, julle wou my kwaad aandoen. Hy sê dit vir sy broers. Maar God wou daarmee wat doen? Goed doen. God wou daarmee goed kom doen. En vriende, daarom kan ons sien dat die grootste onreg in die geskiedenis van die wêreld, toe Jesus gekruisig was, kon God gebruik het om wat te doen? Om my en jou te red. Hy kon daai situasie gebruik om vir my en vir jou 'n pad te maak na die Vader toe. Hy gebruik dit op daardie oomblik, en as hy dit op Golgotha kon kom doen, hoekom wil jy nie vanoggend jou hele lewe in sy hande kom plaas nie? Want ek vir jou sê, ek wil. Hoop het 'n volmaakte tyd. Kyk hoe moes die ander mense wag. Abraham, hulle moes 25 jaar wag vir daai seun. Josef was 13 jaar, Dawid is gesalf, maar hy moes eers later in sy lewe is hy as koning aangewys. Israel het 430 jaar gewag vir hulle uitkoms. Miskien wag jy. Miskien is jy vandag besig om hier te sit en jy wag nog vir daardie uitkoms. Maar ek wil vir jou sê, ek kan jou nie help op die wag nie, maar ek kom vir jou sê, wie jy jou oë op moet hou terwyl jy wag. Terwyl jy wag, vriende. En ek wil hê, jy moenie God se liefde vir jou, soos wat jy hier vanoggend sit, aan die spoed van sy antwoorde meet nie. Ek wil hê, jy moet sy liefde vir jou meet aan die kruis. Dis hoe ek wil hê, jy moet sy antwoorde kom meet vanoggend, soos jy hier sit. Vir jou aan die kruis. So hoop het 'n volmaakte tyd, vriende. Niemand kan daardie tyd keer nie, maar hy is nooit haastig nie. Hy is nooit te laat nie. Hy is altyd betyds. Amen. Vriende, dis nommer 2. So ons het gesien, hoop het 'n naam. Ons het gesê, hoop het 'n volmaakte tyd. Nou kom ons by waarheid nommer 3. Waarheid nommer 3, vriende, sê, hoop kom weer. Hoop kom weer. En ek hoop jy is so opgewonde soos wat ek is. Né? Soos 'n Jack Russell wat 'n balletjie sien. Hoop kom weer. Want vriende, daar's 'n verskil tussen 'n Bybelse hoop en die wêreldse optimisme waar ons heeltyd hier praat. Sien, wêreldse optimiste sal vir jou sê, weet jy wat, alles gaan uitwerk, dis okay. It's okay. You're okay. Everything's gonna be fine. Wat bedoel fine? Reg? Maar 'n Bybelse hoop, vriende, ek en jy weet, dis beter as dit, want Jesus kom terug. En Jesus gaan die kerk eendag kom opstig as hy weer terugkom. En ek hoop jy saam met my daar. My gebed is dat jou hart op die regte plek is, want my en jou hoop, vriende, is nie in die wêreld nie. Dis in Jesus, vriende, van 'n koning wat een keer gekom het en hy gaan weer terugkom. Dis waar my en jou hoop lê. En die skrif het nou wat ons heeltyd gehandel het gesê, daar gaan 'n wederkoms van Jesus wees. Daar gaan 'n verskyning van hom wees. So al die skrif wat ons nou gebruik het, wys vir my en vir jou, Jesus
gaan terugkom. En die tweede koms gaan baie anders lyk as die eerste koms. Die eerste koms was anders. Dit was in die stilte. Jesus is in 'n stal gebore, in 'n klein dorpie. Baie min mense het geweet, hulle het die ster gesien, maar die tweede koms, vriende, gaan heeltemal anders lyk, want 1 Tessalonisense 4:16-17 sê, wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel uit neerdal. Gaan iemand anders uit die hemel neerdal? Nee, die Here self gaan uit die hemel uit neerdal, vriende. Ongelooflik om te kan dink en dan kom maak hy klaar in vers 18, Paulus, en hy sê, troos mekaar dan met hierdie woorde. Troos mekaar dat die Here gaan neerdal, hy gaan terugkom. As ek vir jou kom troos in 'n moeilike tyd, het jy hoop? Dat dit gaan beter word, voel jy beter? Wel, dis wat hier gebeur, hy sê, troos mekaar met daai woorde. Vriende, die wederkoms moenie vir my en vir jou bang maak nie. Die wederkoms moet eerder wees, yes, ek kan nie wag nie. Ek hoop dit gebeur in my tyd. Né? Dis hoe jy moet voel daaroor. Hoekom? Want dit gaan vir my en vir jou hoop gee. Dit gaan vir my en jou hoop gee, want as daardie oomblik gebeur, kom maak die Here alles weer nuut. En ons lees in Openbaring 21 vers 4, hy sê, hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die Here kom in daai oomblik, vriende, en hy gaan alles kom nuut maak. Die vloek wat ek en jy van weet, van Genesis, in die begin van Adam en Eva, kom herstel hy weer, as hy terugkom. En hoe ongelooflik, ek hoop jy het dit raak gelees in die begin, toe ek daar gepraat het, 'n onvervulde hoop maak die hart siek, maar 'n vervulde wens is 'n boom van lewe. Dit is ongelooflik hoe die Here die boom van lewe in Genesis gebruik, en hy kom eindig die Bybel af, met die boom van lewe. Nou gaan jy, wat? Regtig? Openbaring 22 sê dit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan wat? Die boom van die lewe. Die hele verlossingsplan van Jesus of van God is van Genesis tot in Openbaring altyd dieselfde. Die heel pad deur. Wat deur sonde verlore is, vriende, kom Jesus volkome herstel as hy terugkom. Maar ek wil vir jou waarsku, daai herstelling, vriende, daai vervulling van iets wat hy vir my en vir jou wil gee, gaan nie altyd die aardse dinge wees wat jy wil hê nie. Daai Toyota bakkie, Johan, daai nuwe enetjie, facelift model. Dis nie waaroor God praat hier nie. God soek jou eerder by hom, om sy pad te loop en sy voetspore te volg, om mense na hom toe te bring, want dan gaan dit oor hom en nie oor my nie. En dan is die beste ding van die oomblik wanneer die Here die hemel en die aarde gaan kom skep, is nie die goue paaie nie, dit is nie die parelpoorte wat ons daar gaan sien nie, vriende, dit gaan Jesus Christus self wees. Amen. Dus gaan die ongelooflikste dinge. So waar is jou hoop volgend? Op die uitkoms of op Jesus as jy hier uitstap? Maar waarvoor wag ons? Waarvoor wag ek en jy? Hoekom stap ek nie by daai deure uit as ek daai ding elke keer lees? Ons lees daai vers, ons praat daaroor, die oes is groot en die arbeiders is min. Hoekom wil ek nie 'n arbeider wees nie? Dis meer 'n challenge as 'n aannaam of wat 'n klagte wat ek teen jou lê, né? Want as hy die week terugkom, Dominee Chris het gepreek daaroor. Wat sou jy doen as jy hoor vanaand, daar's 'n engel wat vir jou kom sê, hoorie, Jesus kom Woensdag terug. Hoe gaan jy leef? Hoe sou jy dan leef? Eintlik moet jy niks verander nie. Jy moet nou besig wees om vir Jesus te leef, om hom eerste in jou lewe te stel. Want die wederkoms, vriende, wat ek nou van gepraat het, is nie 'n leerstelling nie, dis die waarheid. En die waarheid is veronderstel om my en jou lewe te kom transformeer, sodat ons meer soos Jesus kan lyk. Die verband, julle kan maar opkom. En daarom wil ek vir jou uitdaging kom gee. Dalk sit jy vanoggend hierso en jy luister en jy's diep in gedagte oor wat gesê word uit die Here se woord uit. En jy voel nie goed genoeg nie. Jy weet nie om daar te kom nie, dan wil ek vir jou sê, jy's okay. Dis normaal, want Romeine 3 vers 23 verduidelik en sê vir ons, weet jy, almal het gesondig, maar die Here is so goed dat hy vir ons sy seun gestuur het, my en jou hoop, om sy hande te laat deurboor in sy voete, om ons straf op hom te vat, sodat ons kan kom. So ek wil hê jy moet kom, daar's goeie nuus. Jou lewe hoef nie vanoggend te perfek te wees, en alles pragtig te wees om hier te staan nie, want my lewe is nie. Ons probeer almal daarna streef, ja.
En dalk sit jy vandag hierso en jy ken die hoop. Dan praat ek nie nou net met die verlore nie. Ek praat met jou wat Jesus ken. As jy vandag by daai deure uitstap, gaan jou situasie heel moontlik nie verander nie. Alles gaan dalk net presies dieselfde bly. Jou probleme mag dieselfde bly. Jy ken hom, jy ken die hoop. Jy gaan nog steeds dalk 'n wagtyd hê. Maar ek wil vir jou ook kom bemoedig en sê daar is hoop. Alles gaan uitwerk op 'n volmaakte tyd. Want dis nie my en jou tyd nie. Dis volgens sy plan. Hoop het 'n naam, vriende. Hoop het 'n volmaakte tyd. Maar nog meer, my en jou hoop kom weer. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend weer uit die woord te kan leer, Here. Here, om in die middel van die jaar te kan kom en te sê dat 6 maande is verby, hoe gaan ek vorentoe, maar dat ons kan besef daar is 'n hoop, Here. En daardie hoop is U. Here, ek bid so dat die Heilige Gees hier volgende mense se harte sal kom werk, soos in 1 Tessalonisense sê, Here, dat hulle nie die werking van die Heilige Gees sal teenstaan nie, maar dat ons vandag hier 'n besluit sal maak, 'n pen in die grond sal kap en sê, ek wil U volg. Here, sodat ons hierdie volmaaktheid en hierdie hoop aan mense kan uitdra, sodat hulle kan sien wanneer dit sleg gaan met my, dat ek nie dan my rug op U draai nie, maar dat wat ek eerder na U toe hardloop en sê, Here, ek soek U. Here, ek wil meer van U hê, meer van U, Here, en minder van myself. Here, mag U vir ons kom gebruik as 'n gemeente, as 'n geloofsgemeenskap wat aanlyn dalk na die boodskap kyk, Here, om ons op te rig en te stig en te sê, kom werk vir my. Want Here, dis ons hartsverlange. Here, ons soek altyd almal ietsie om iets vol te maak, maar ons weet die enigste ding wat ons harte gaan volmaak is 'n verhouding met U. En Here, dalk is jy vandag iemand wat nie daai verhouding het nie, en ek bid, Here, dat U by hulle sal wees. Here, kom maak hierdie woorde wat ons vandag geleer het diep in hulle harte vas, sodat hulle weet hulle is nie alleen nie, dat U by hulle is. En daar's menslike gevoelens, ons is mense, ons is wesens, U het ons met gevoelens geskep, maar ons kan nie ons hoop bou op gevoelens wat verander nie, maar eerder, Here, dat ons soos daardie anker, ons anker, lewensanker, deur die wolke sal kom hak vas in U en wete, dat U dieselfde is vandag, dis en môre, en tot in die ewigheid. En Here, daarom wil ons dankie sê, dankie vir elke persoon wat hier is, dankie vir elke persoon wat ingeskakel is, en dankie dat ons vrylik die woord van God kan verkondig, want ons weet, U plan het van die begin van die woord tot aan die einde nooit verander nie. U het Jesus gestuur, en hy wil mense kom red. En daarvoor dankie ons U. Jesus, ek kan sê, amen.